Robin Hood spin goud. Prins John was 'n slegte prins. Prins John was 'n selfsugtige prins. Hy was lief vir homself, hy was lief vir sy goud, maar hy was nie lief vir die mense in sy koninkryk nie. Eendag sê Prins John vir die baljie van Nottingham: "Ek het nou vir 3 weke nie geld by die mense ingevorder nie. Dis tyd dat ons weer belastinggeld kry." "Meer goud sal u baie gelukkig maak, u majesteit," sê sy dienaar, Sir Sis. "En baie ryk," sê die prins. Dieselfde dag nog plak die baljie van Nottingham die kennisgewing op. Dit lees: "Môreoggend moet al die mense van Nottingham 100 goudmunte belasting betaal." Die mense is baie bekommerd. Hoe gaan hulle dit betaal? Nie een van hulle het goudmunte nie. Prins John het alles gevat. Gelukkig het die arme mense 'n vriend wat hulle altyd help. Sy naam is Robin Hood. Hy is 'n rower wat in die bos woon. Broer Tuck en Klein John bly saam met hom. Hulle is ook rowers. Robin Hood en sy manne hou glad nie van die gierige prins nie. Die prins hou ook nie van hulle nie. Hy het hulle voelvry verklaar. Hulle het al meer as 1 keer Prins John se goud gesteel. Hulle gee dit altyd vir die arme mense. Prins John en die baljie is altyd op soek na Robin Hood en sy manne. Wanneer Robin Hood en Klein John dorp toe gaan, vermom hulle altyd. Op die manier kan hulle sien wat in die dorp aangaan sonder dat hulle herken word. Hulle het baie verskillende uitrustings om aan te trek. Op die dag wat die nuwe belasting ingestel is, vermom Robin Hood hom weer soos 'n blinde bedelaar en Klein John vermom hom soos 'n vrou. Hulle gaan staan voor Prins John se kennisgewing. 'n Groepie mense staan ook daar en lees dit. Hulle lyk almal baie moedeloos. "Ons sal vir Robin Hood moet vra om ons te help," sê 'n ou vroutjie. "Julle moet, beslis," sê Robin. Hy haal sy donker bril af. "Kyk," sê die mense verbaas, "dis Robin Hood." "Ek het 'n plan, ek sal julle help," sê Robin. Net toe kom die baljie van Nottingham daar verby. Robin sit gou weer sy donker bril op. "Wat gaan hier aan?" vra die baljie. Robin antwoord: "Ek het net vir die mense vertel wat ek gehoor het. Robin Hood beplan alweer om Prins John te beroof." "Die prins sal baie bly wees om hiervan te hoor," sê die baljie. "Kom dadelik saam met my paleis toe." Die baljie en Robin kom by Prins John se kasteel aan. "Wie is die ellendige bedelaar?" roep die prins. "Vat hom weg." "Maar majesteit," sê die baljie, "hierdie kerel kan vir u iets interessants van Robin Hood vertel." Die prins sit ewe skielik regop en sy oë rek groot. "Wat is dit? Sê dadelik vir my wat hy alweer in die mou voer," beveel die prins. "Ek het Robin Hood hoor gesels," sê Robin. "Hy het 'n slim plan beraam om vanaand u goud te steel." "Ek sal my wagte verdubbel," roep Prins John. Nee, sê die baljie, "verdriedubbel die wagte." "U majesteit," sis Sir Sis, "moenie u tyd mors met meer en meer wagte nie. Robin Hood sal ons in elk geval weer om die bos lei." "Hou jou smoel, sis, ek wil niks van jou hoor nie," gil Prins John. "U weet u kan vir Robin Hood fop," sê die bedelaar Robin. "Dink jy regtig so?" roep die prins verbaas. "O ja, beslis," sê Robin. "Ek het 'n dogter wat strooi kan spin, sodat dit in goud verander." "Is dit so? Dit klink uitstekend," vra Prins John. "Ek sal my dogter hiernatoe bring," beloof Robin. "Sy sal al julle goud spin sodat dit in strooi verander. Wanneer Robin Hood hier kom, sal hy net sakke vol strooi kry, niks goud nie. Hy sal nie strooi wil steel nie."
Prins John krap sy kop. Maar hoe kry ek weer my goud terug? Dis maklik, sê Robin. My dogter sal haar towerspinwiel hier los. Dan kan julle self die strooi daarmee spin, sodat dit weer in goud verander. Goed, dis afgespreek, roep die prins opgewonde. Nou is dit my beurt om uiteindelik vir Robin Hood te uitoorlê. Robin Hood het gesê hy sal teen middernag kom, sê Robin. Ek gaan dadelik my dogter haal. Ons behoort oorgenoeg tyd te hê om alles te doen. Sir Sis dink die plan is 'n set. U Majesteit, sis hy, dit is... Hou op sis in my ore, bulder Prins John. Hy draai na Robin die bedelaar. Totsiens, my goeie vriend, sê hy. Robin Hood verlaat die kasteel blitsvinnig. Hy gaan terug woud toe, waar Klein John vir hom wag. Vermom jou gou weer, sê Robin, en kom saam met my kasteel toe. Ek sal op pad vir jou vertel hoekom. Robin Hood en Klein John kom by die kasteel aan. Klein John het 'n groot spinwiel by hom. Die wag lei vir Robin en Klein John na die prins toe. So, dis jy wat my goud in strooi gaan verander met daardie spinwiel? Sê Prins John vir Klein John. Kom saam met my, maak gou! Robin Hood en Klein John volg die prins. Daar is baie wagte by die koninklike kluis. Prins John stap verby al die wagte. Robin Hood en Klein John doen dit ook. Hulle stap die kamer binne. Die kluis is vol goud. Daar is sakke vol goud op mekaar gestapel tot teen die dak. Spin maar lekker, my kind, en spin gou, sê Prins John. Klein John stel sy spinwiel, maar hy maak geen aanstaltes om te begin werk nie. My dogter is baie skaam, verduidelik Robin Hood. Sy sal nie spin as u vir haar staan en kyk nie. Nou goed, ek sal uitgaan, sê Prins John. Klop net aan die deur as sy klaar is. Die wagte sal julle uitlaat. Klein John en Robin Hood spring dadelik aan die werk. Hulle bind die sakke goud aan 'n tou vas. Hulle laat die tou deur die venster sak. Broer Tak wag onder in 'n boot. Hy haal die goud uit en sit strooi in die sakke. Robin Hood trek die tou weer op. Al die goud is gou weg. Die hele kamer is vol sakkies met strooi in. En broer Tak se boot is vol goud. Hy steek die goud onder die strooi weg. Toe al die goud weggesteek is, maak hy dat hy daar wegkom. Toe klop Robin Hood aan die deur. Die wagte maak dit oop. Prins John wag buite die kamer. Hy storm binne. Ek kon nie wag nie, roep hy. Prins John kyk net na die strooi. Jy het dit reg gekry, sê hy ingenome. Wat 'n heerlike poets vir Robin Hood. Hy spring in die lug van opgewondenheid. Toe sê Prins John, julle kan nou maar huis toe gaan, ou man. Los net die towerspinwiel hier. Ek sal jou later daarvoor betaal, maar ek het nie op die oomblik enige goud nie. Vol afwagting stap Prins John na sy kamer toe. Hy sal daar gaan wag totdat die rowers kom. Intussen is Robin en Klein John terug woud toe. Broer Tak wag daar vir hulle met die goud. Robin Hood en Klein John deel die sakke goud vir die arme mense uit. Daardie aand is daar groot vreugde in Nottingham. Intussen stap Prins John op en af in die kamer. Sir Sis en die baljuw sit by die venster. Hulle wag almal dat Robin Hood die goud moet kom steel. Dit is al na middernag. U is om die bos gelei, Majesteit, sis Sir Sis. Stil, sis, sê Prins John. Jy bekommer jou altyd te veel. Maar die son kom al op, sis Sir Sis. En Robin Hood was nog nie hier nie. Kom saam met my, sê die prins. Ek sal jou wys dat dit hierdie keer nie 'n skelmstreek is nie. Dit maak nie saak dat Robin Hood nog nie gekom het nie. Prins John neem vir Sir Sis en die baljuw na die koninklike brandkamer toe. Kyk net daar, sê die prins. Hulle het die goud in strooi verander, net soos hulle beloof het.
"U Majesteit," skree sis, "u is alweer gekil." "Dis 'n ramp," roep die baljuw van Nottingham. Nee, sê prins John met 'n glimlag, "kyk net hier." Die prins gaan sit by die spinwiel. Hy begin die strooi spin, maar daar kom niks goud uit nie. "Ek weet dit sal werk," sê die prins. "Dit moet werk." "Waar is my goud?" skree hy skielik benoud. Maar daar is niks goud nie, want Robin Hood het hom alweer gefop. Robin Hood and Little John running through the forest, jumping fences, dodging trees, and trying to get away. Contemplating nothing but escape and finally making it. Oodle lolly, golly, what a day.